Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit vir elkeen van julle 'n goeie paar oomblikke ook in die Here se teenwoordigheid wees. Mag ons stil raak en hom aanbid ook as die Here van ons lewe. Ons tema vir hierdie jaar, soos jy weet, is die 3 woorde groei, gloei en vloei. En die gedagte is dat ons waarlik in ons geloof sal groei, dat ons sal gloei in die ewige lig van die Here se genade, maar dat ons ook altyd soos 'n rivier van liefde in die wêreld sal vloei om 'n verskil te maak. En daarvoor is waarskynlik 10 dinge nodig. Dis nodig dat ons besef ons moet eerder gee as verwag. Ons moet vertrou eerder as bevraagteken. Ons moet vergewe sonder om te vergeld. Ons moet luister sonder om heeltyd in die rede te val. Ons moet eerder dit geniet as om heeltyd te kla. Ons moet antwoord sonder om te argumenteer. Ons moet bietjie praat sonder om te beskuldig. Ons sal moet leer om te laat gaan en ons sal bo alles moet vashou aan die beloftes van die Here. Maar mag hierdie oggend in die Here se teenwoordigheid en saam as geloofsgemeenskap vir u goed wees en mag ons elkeen ook in ons geloof versterk word, sodat ons kan groei in ons geloof, kan gloei in die ewige lig van die Here en kan vloei soos 'n rivier van liefde. Ons gaan ons erediens begin met voorsang. Ons gaan saam sing Vlamlied 112. U bly staan vir die wotum en die seëngroet en dan sing ons ook ons lofsang uit Psalm 33 hartlik saam. Die skrif sê, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
Geliefdes, wanneer ons oor die wil van die Here vir ons lewe praat, gee die Bybel as die bron van ons geloof vir ons 'n klomp riglyne oor hoe om as kind van God te lewe, sodat ons ook waarlik kan word wie die Here ons bestem het om te wees. Ons vind een van hierdie riglyne baie duidelik ook in Romeine 10 vers 8 tot 10 wat ons dan saam lees as deel van die wil van God. Die skrif sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Inderdaad is ons uit genade deur Christus van ons sonde vrygespreek en van die ewige dood gered. Paulus getuig van hierdie genade en dan sê hy so mooi, deur hierdie genade is ek wat ek is. Hy sê, die Here se genade aan my was nie te vergeefs nie, sy genade vir my is genoeg. Tog moedig Paulus ons ook aan om hierdie genade te gaan uitleef na buite toe. En die vraag is onmiddellik, maar hoe kry ons dit reg? Ons moet 'n vaste geloof in God hê. Ons moet voortdurend besig wees met die waarheid van sy woord en die beloftes in sy woord. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons harte deurgrond en ons denke vernuwe. En ons moet ook gedurig bid en gereeld stil raak in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons leef volgens hierdie voorskrifte, kom ons maak dit deel van ons elke dag se geloofsroetine, sodat ons ook kan word wat ons reeds in Jesus Christus is. Ons gaan saam luister na 'n lied, 'n gebed, om dan ook iets van God se teenwoordigheid, se grootheid in ons lewe te verstaan, sodat ons dit ook deel van ons eie lewe kan maak. Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Openbaring 22 en ons gaan daarvan saam lees die eerste 5 verse van daardie hoofstuk. Openbaring 22, die heel laaste hoofstuk in die Bybel, in die Nuwe Testament, waar 'n lewe in Jesus Christus tot sy volheid kom en die heerlikheid vir die gelowige aanbreek. En eintlik maar as die hoogtepunt van ons geloof beskryf word, vind ons alles in
hierdie Openbaring 22 gedeelte. Ons gaan lees vers 1 tot en met vers 5 in die Bybel wat voor my is, min of meer bladsy 253 vir die van u wat wil saamlees in u Bybel. Toe het die engel my die rivier met die water van lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte, elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar. En mag dit altyd die lig op ons pad en die lamp by ons voet wees, waarmee ons elke stukkie van die omstandighede daar buite hanteer, om ook so al meer te word wat ons reeds in Jesus Christus is. Terwyl jy so bly sit, kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons nader tot U in aanbidding en ons wil U lof besing, Here, U grootheid prys en U heerskappy verkondig. Here, U is die koning van ons lewe en ons is bevoorreg om vanoggend saam as geloofsgemeenskap in U teenwoordigheid te kan wees. U liefde dra ons elke oomblik van die dag en U genade is ook vir ons in elke omstandigheid genoeg. Daardie enkel ry voetspore, Here, wat ons soms sien wanneer die lewe swaar en moeilik raak, is nie omdat U ons alleen laat nie, maar juis omdat U ons dra en met U beskermende hand deur elke storm en uitdaging weer na vaste grond lei. Here, U is ons bron van krag en ons bely dit opnuut vanoggend. U is ons hoop, ons redding, en dit is met dankbare harte dat ons voor U staan vanoggend. Ons wil bid en vra, Here, dat U ons sal vergewe waar ons geneig is om U hand te los. Bring ons altyd weer op U pad wanneer ons verdwaal, en laat ons nooit U woord verlaat nie, U voorskrifte minag nie en U getroue beloftes ignoreer nie. U is die een wat was en is en tot in ewigheid sal wees, en ons is dankbaar om U kinders te wees. Ja, Here, vandag is ook die begin van die kerk se lydingstyd, waar ons opnuut fokus op U reddingswerk aan die kruis. 'n bittersoet tyd, Here, vir ons as gelowiges. Bitter as ons dink waardeur U moes gaan ter wille van ons sonde en ons gebrokenheid. Maar soet as ons sien hoe groot die genade is wat U aan ons elkeen bewys het. Laat ons in hierdie tyd daarmee erns maak en laat ons fokus alleen op U wees as die lam wat geslag is, sodat ons kon lewe. Praat met ons in U prediking, Here. Versterk ons, lei ons en voed ons met die waarheid wat na die lewe lei. Ons bid en vra dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, terwyl jy so bly sit, gaan ons antwoord op die gebed deur saam te sing Psalm 87 tweemaal. Maak my nou stil, Heer,
dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak, en open my oë, my hart en my woorde, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Daar is 'n oproering die laaste paar weke duidelik onder ons mense hoorbaar. Ons hoor dit langs die sportveld, dit word soos 'n tema wanneer ons met ons vriende praat. Kinders praat daaroor, die onderwysers bely dit teenoor mekaar. Sakemanne sien dit onder hulle werknemers, predikante hoor dit in die spreekkamer gesprekke. En dit is dat dit vir so baie mense voel of hierdie eerste 3 maande van die jaar reeds 12 maande lank was. Die tempo, die uitdagings, die druk van die afgelope 3 maande wat almal moes deurmaak, het hulle energie op so wyse getap dat dit voel vir baie of 'n hele jaar reeds verloop het. Frustrasievlakke is baie hoog, die druk is baie, die ongeduld is erg en die glimlagte verdwyn en die skouers hang. Kenners meen dat daar reeds in Maart 'n Augustus moegheid onder ons mense sigbaar is. Daarom is dit nodig dat ons dalk vanoggend die vraag vra, leef jy werklik nog? Of probeer jy net in alles oorleef? Wat my bekommer is dat soveel mense van ons reeds in die 3de maand van die jaar voel, hulle leef nie werklik meer nie, maar dat hulle eintlik net in alle opsigte besig is om te probeer oorleef. 5 jaar gelede, met die uitbreek van die pandemie, onthou ek goed hoe ons in alles fisies, emosioneel, geestelik net probeer oorleef het. En ons grootste behoefte daai tyd was dat alles net weer normaliseer sodat ons net weer kan lewe. Tog wil ek dit waag om te sê, ek dink ons het meer toegelewe as wat ons op die oomblik lewe. Ons was in daardie tyd baie meer gefokus op ons verhouding met die Here. Ons het gereeld selfondersoek gedoen. Ons het mekaar meer waardeer, ons was versigtiger met ons woorde. Ons het die kosbaarheid van tyd besef. Ons het ligter geleef. Jy sien, dis op die ou ende daardie dinge wat 'n mens werklik laat lewe. Maar die tempo waarteen ons nou funksioneer, die dinge wat ons deesdae soms nastreef, is dalk eerder dinge wat ons in die lewe gaan laat oorleef, maar nie by 'n punt bring waar ons voluit leef nie. Ons fokus is so op oorlewing dat ons nie besef het dat ons vergeet het hoe om te leef nie. Mense wag die hele dag dat dit 5:00 moet word. Ander wag 'n hele week vir Vrydag. Party wag die hele somer dat dit winter moet word. Party wag weer die hele winter vir somer. Soms wag mense hulle hele lewe lank net dat die lewe moet begin. Ons dink verkeerlik dat die dae om voluit te leef ergens in die toekoms sal aanbreek. Maar ons kan nie wag om eendag eers waarlik te begin lewe nie. Ons moet nou kies om te lewe.
Jy kan nie al jou tyd en jou energie bloot in die oorlewingsstryd insit en jy kom nie by 'n punt uit van lewe nie. Sit vir ons die eerste prent op. Dankie. Die eerste een, dink daardie persoon, hy leef oor alles wat hy kry en waar hy bly en wat hy ry. Maar die hartseer realiteit is dat hy eintlik besig is om bloot te oorleef sodat hy hierdie hoë lewensstandaard kan handhaaf. Die tweede prent, die man in die tweede prent, wens weer. Hy het meer geleef en minder probeer om in die lewe te bly oorleef. Want hier waar hy homself nou bevind, besef hy eers die waarde van werklik leef. Ons sal doelgerig moet begin lewe en nie net doelloos probeer oorleef nie. Maar om waarlik te lewe gaan nie noodwendig beteken ons oorlewingsstryd is iets van die verlede nie. Om die lewe te kies beteken nie jou beursie gaan net vol wees en jou gesondheid gaan onverbeterlik wees en jou energievlakke gaan hoog bly nie. Om te lewe beteken ons plaas ons fokus op die Here, ongeag die oorlewingsstryd wat ons elke dag voer. Ons sal moet kies om steeds die lewe raak te sien, die lewe te kies en die lewe te leef. Ons mag nooit toelaat dat die stryd om te oorleef jou doel en betekenis van die lewe van jou beroof nie. Wanneer laas het jy ja gesê vir die lewe? Wanneer laas het jy lewe oor jou huis en jou gesin uitgespreek? Of kla en murmureer ons dalk oor alles wat verkeerd is en ons lewensomstandighede wat nie is soos wat ons graag wil hê dit moet wees nie en voel ons hoe dit elke bietjie lewe uit ons uitwurg. Jy sien, ons is konstant besig om na beter dinge in die lewe te soek, terwyl die Here ons die versekering gee dat die lewe wat hy vir ons gegee het, die beste ding is wat ons uit sy hand kon ontvang het. Jesus het op verskeie plekke self gesê dat hy vir ons 'n lewe van volle vervulling kom gee het. En in daardie lewe gaan jy soms alles moet doen om te oorleef, maar jy mag nooit in die proses ophou leef nie. Leef jy? Of oorleef jy? Gemeente van ons Here Jesus Christus. So baie van ons kla oor die kleurlose lewe wat ons op die oomblik lei, wat sonder doel en sprankel voel. Dis asof ons passie vir die lewe verloor, omdat ons meer op ons oorlewing gefokus is. Die oorlewingsstryd het groter geraak as die doelgerigtheid om voluit te lewe. Ons probeer dan hierdie leemte wat in ons ontstaan met allerlei goed volmaak, maar ons besef baie gou dit is tydelik en gee nie werklik sin en betekenis aan ons lewe nie. Jy sien, miskien is dit juist die probleem. Ons dink ons kan self hierdie oorlewingsstryd in 'n doelgerigte lewe verander. Maar Rick Warren sê sommer aan die begin van sy boeke Doelgerigte Lewe, dat wanneer ons op soek is na die sin en betekenis van die lewe, moet ons nie dink dat dit oor ons gaan nie. Hy sê die ware doel en die sin van die lewe vind jy eers as jy verstaan waarom God jou geskaap het. As jy sy doel en sy wil vir jou lewe verstaan. Solank jy alleen die eise en die uitdagings van die lewe wil aanpak, gaan dit jou bly oorweldig, gaan dit vir jou bly voel, jy oorleef net. Terwyl as God primêr in jou lewe gestel word, en jy hom volledig deel maak in jou soeke na sin en betekenis van die lewe, dan kry jy die perspektief wat jy nodig het om waarlik te leef. Selfs in tye waar dit voel of jy net oorleef. Jou doel vind jy eers as jy God se doel vir jou ontdek. En hierby sluit die Openbaring boek eintlik so mooi aan. Die Openbaring boek ken ons as 'n vreemde boek, vol raaisels en beelde, wat eintlik heeltemal vir ons de mekaar is. Die afgelope paar maande krap ons op 'n woensdagoggend in die Bybelstudiegroep in hierdie skatkis vol geheime in die Openbaring boek en besef ons net weer eens hoe 'n ongelooflike boek dit is as jy iets van 'n lewe in God se teenwoordigheid wil verstaan. Om die Openbaring boek te lees voel as te ware soos 'n oorlewingsstryd.
Maar die waarhede wat dit oor die lewe ontsluit, is van onskatbare waarde. Dit gaan op die ou einde nie oor die draak met die 7 koppe waarvan jy lees, die 7de seël of die 6de trompet nie. Dit gaan veel eerder oor God se volgehoue betrokkenheid en sy liefdevolle teenwoordigheid in die gelowige se lewe. Dit gaan oor die feit dat 'n sinvolle lewe 'n lewe is wat alleen in hom, deur hom en saam met hom geleef word. Die Openbaringboek wil ons keer op keer herinner dat ongeag die chaos wat rondom ons in die wêreld aan die gang is, die gebrokenheid, die gejaagdheid, die seerkry en die swaar kry wat daar is, dat daar steeds ware lewe alleen by die Here opgesluit is. Hy wat was en is en tot in ewigheid sal wees. En die skrywer probeer sê dat agter al hierdie chaos in die wêreld, agter al hierdie bose magte wat rondom ons aan die werk is, die stryd wat ons in die wêreld probeer voer, mag ons nie een oomblik ons oog van die Lam van God, Jesus Christus, al wegvat nie. Hy gee nie net die lewe nie, hy is die lewe. En as jy wil lewe, en nie net wil bly oorleef nie, sal jy in hom en deur hom en saam met hom moet lewe. Herhaaldelik word die gemeentes en die gelowiges gewaarsku in die Openbaringboek om nie toe te laat dat die vreesaanjaende gebeure rondom hulle die lewe in hulle steel nie. Die gelowige moet ongeag alles wat rondom hulle gebeur, in alle omstandighede bly volhard en nie toelaat dat die onstuimigheid en die onsekerheid van hulle omstandighede hulle lewe laat verkrummel nie. Reeds aan die begin word die 7 gemeentes in Klein-Asië hieroor gewaarsku. Hulle het so besig geraak met ander dinge in hulle lewe. Hulle was so gefokus op die chaos rondom hulle, dat hulle oorleef het, maar dat die ware lewe in Jesus by hulle verbygegaan het. Vir een gemeente het meer aandag gegee aan die afgodsbeelde in hulle midde. 'n Ander een was weer lou in die geloof, soos die water wat deur die dorp gevloei het. Hulle het oorleef, maar hulle het nie waarlik geleef nie, of hulle het verkeerd geleef. Hulle het nie die geslote deure van hulle hart vir die kloppende Here oopgemaak nie. Dit werk maar met ons in ons lewe presies dieselfde. Soms is alles so deurmekaar, maak niks vir ons sin nie. Is ons op moedverloorse vlakte, hou ons aan 'n klomp verkeerde, nuttelose dinge vas om bloot te bly oorleef, terwyl ons nie die lewe sien wat God vir ons reeds in en deur Jesus Christus gegee het nie. Ons lewe het 'n oorlewing geword, soveel so dat dit ons vir Jesus verblind. Die geheim van die boek Openbaring is om juis vir die Christen te sê, die lewe gaan met tye vir jou voel soos 'n oorlewingsstryd. Maar is juis in sulke tye wat jy nooit jou geloof in Jesus Christus moet prysgee nie, en steeds daagliks kies om voluit te lewe. En as jy dit kan regkry, om in jou oorlewing steeds te volhard en voluit te kan lewe, dan is daar altyd hoop. En waar daar hoop in jou lewe is daar genoeg rede om te lewe, en om die lewe te kies, en om die lewe voluit te leef, en nie net te probeer om doelloos te oorleef nie. Die antwoord vir die lewe lê sonder twyfel in Jesus Christus. Die gedeelte wat ons saam gelees het, sluit dan hierby aan. Dit gaan hier oor die water wat lewe gee. Dit laat dink ons onmiddellik aan die Samaritaanse vrou se verhaal daar by die put, waar Jesus vir haar water gegee het om haar innerlike dors te les. En daardie water wat sy toe op die ou ene ontvang was vir haar baie meer as wat sy ooit kon dink of verstaan. Dit was water wat as doel gehad het om haar dorre oorlewingsbestaan te verander in 'n bron van nuwe lewe en nuwe hoop. Haar hele lewe was maar 'n oorlewingsstryd gewees tot daardie dag wat sy vir Jesus by die put ontmoet het en hy haar oorlewingsstryd met die lewende water van God verander het.
Dit handel dus ook in ons geleesde gedeelte oor 'n volheid van 'n lewe wat saam met Jesus geleef word. Hy alleen verander ons oorlewingsstryd in 'n doelgerigtheid. Al verander ons omstandighede buitekant nie noodwendig dadelik nie. Jesus is die waterstroom wat lewe gee, waar daar geen hoop vir lewe meer was nie. En hierdie water wat vloei, bring lewe, dit bring krag, dit bring genesing, waar die mens voel dat hulle net oorleef. Omdat dit water is wat ons lees direk van die Here afkom. Dit maak jou gesond van 'n lewe wat leeg en doelloos voel. Dit bring nuwe krag en hoop, sodat jy nie anders kan as om met oorgawe te begin lewe nie. Die oomblik wanneer jy bewus word van Jesus as die lewegewende stroom wat vloei, maak dit jou lewe oorvloedig. Al moet jy steeds onder hierdie geweldige druk elke dag probeer oorleef. Hierdie lewende water verdrink eintlik jou tekortkominge en vul jou met soveel nuwe moontlikhede vir lewe, dat jy nie meer geplaas sal word of vernietig sal word deur die oorlewingsstryd wat jy voer nie. Jou lewensdoel in Jesus is op die ou einde baie groter en kragtiger as die impak van die omstandighede rondom jou. Jou keuse vir ware lewe gaan afhang in hoe mate jy daarin kan slaag om hierdie stroom lewende water, Jesus, wat vanuit sy teenwoordigheid vloei, deur jou diepste binnekant kan toelaat waar dit elke leë holte sal volmaak. Alleen dan sal jou lewe bevredigend, doelgerig en betekenisvol word, ongeag die chaos rondom jou. Erken met ander woorde God se koningskap en laat toe dat daardie stroom van lewende water elke spasie in jou binnekant volmaak, sodat jou lewe betekenis kan kry. Sodat jy doelgerig kan lewe ten spyte van die seer kry en die swaar kry waardeur jy soms moet gaan. Die doel van die lewe is juis om te lewe met 'n doel. En daardie doel is Jesus Christus. Maar nou staan daar iets baie interessant in ons teksgedeelte. Daar staan hierdie water van lewe is kristalhelder en dit vloei. Ons almal weet dat water die een ding is wat 'n mens nooit kan stop of keer as dit eers begin vloei. Ons het dit gesien die afgelope tyd in die massa reën wat ons ontvang het. En hierin lê eintlik vir ons 'n baie waardevolle betekenis. Wanneer Jesus as lewegewende water in sy volheid deur jou vloei, dan word die doel en die betekenis van jou lewe helder soos kristal. En sal die lewe in jou nooit weer gestop kan word nie. Jy sien, om waarlik te lewe, gaan dis oor baie meer as net om elke dag te probeer oorleef. Gemeente, daarom vra ek weer die vraag. Lewe jy? Of probeer jy net oorleef? Voel dit ook vir jou of 12 maande reeds verloop het, terwyl ons eintlik maar net by maand 3 is? Het jy ook 'n Augustus moegheid oor jou, met skouers wat hang? Maak jou lewe vir die Here Jesus Christus oop. Maak hom volledig jou prioriteit, sodat hy volkome heerskappy van jou hart en lewe kan neem, en sodat daardie lewende water elke stukkie van jou bestaan kan deurspoel. Dan sal jy midde in hierdie oorlewingsstryd wat jy dalk voer, nie vergeet om te lewe nie. Maak vandag die keuse om eerder lewe oor jou huis en oor jou mense uit te spreek, as om dit te vul met swartgalligheid en bitterheid oor die uitdagings van jou oorlewingsstryd. En onthou, die avontuur van die lewe is om nuwe dinge te leer en te probeer. Die doel van die lewe is om te groei, saam met Jesus as die lewegewende water wat jou deurspoel. Die aard van die lewe is om ook te verander en 'n beter mens te word as gister en eergister. Die uitdaging van die lewe is om al die struikelblokke met geloof en volharding te oorkom.
Die geheim van die lewe is om te waag. En die mooi van die lewe is om te gee. Maak daarom vandag nog die besluit om Jesus ten volle te vertrou met jou oorlewingsstryd, en jy sal sien hoe verander dit in 'n lewe van doelgerigtheid. Die lewe begin nie eers 5:00 in die middag as jy die kantoordeur toesluit nie. Die lewe begin nie eers op 'n Vrydag by die braaivleisvuur nie. Die lewe begin nie as jy uiteindelik in die somerson kan sit of jou snoesig warm hou voor die kaggel in die winter nie. Die lewe begin nie eers aan die einde van jou seer kry of swaar kry nie. Daar is lewe in jou seer kry en swaar kry. Die lewe begin waar Jesus die rede vir jou lewe word. Leef daarom voluit, in hom, deur hom, saam met hom. Al voel dit of jy net oorleef. Amen. Ons gaan saam sing Vonk 284. Dis 'n lied wat baie mooi hierby aansluit, wat jy sê, soms kom daar twyfelagtige dae in ons lewe, stormagtige dae, waar ons baie diep bewus word van die oorlewingsstryd. As dit ons fokus is, gaan dit ons onderkry. Maar as ons die lewe in Jesus die rede vir ons bestaan maak, dan sal ons selfs in die oorlewingsstryd kan volhard. Ons sing Vonk 284 saam, U bly staan vir die geloofsbelijdenis, en dan ook ons slotsang wat daarop volg. Soms omdat tye van vertwyfeling en vraag, tye van worstel en geloof, dan sal ek optrek na die woordplek van my God, en aan my vraag Gemeente, saam met die kerk van alle eeue, doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede, en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons groei
in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here. Sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sons ondergang.